Toe 'n wolf laat een middag by die huis aankom sonder 'n krieseltjie kos, was vrou wolf glad nie beïndruk nie. En as jy nou eers hier by die huis aankom, wolf? Vra vrou wolf verbaas. Ag vrou, jy moenie nog praat nie. Jy sal nie glo wat nou weer oor ou Jakkal se lewe geloop het nie, Sê wolf en gaan sit sommer. Wat het gebeur, my man? Vra vrou wolf en sit 'n koppie wortelkoffie voor wolf neer. Dankie vrou. Sê wolf en neem 'n groot sluk. Daai Jakkals is weer vol streke, jy weet mos. Hy kan en sal nooit verander nie. Maar wat het dan gebeur, wolfman? Vra sy vrou weer. Hy wat Jakkals is nou skielik die dier met die mooiste maniere, die flikste man vir sy vrou en die beste pa vir daardie klein niks knapies van hulle. Nee, wat ek sê jou, ek vertrou glad nie die vrede nie. Daardie ou Jakkals broei weer met 'n plan. En een van die dae gaan hy weer vir een van ons bosdiere 'n nare streep trek. Maar my man, het Jakkals dan iets aan jou gedoen wat jou so omgekrap het? Wil vrou wolf weet. Hy irriteer my met oulikheid. Almal weet, hy gee net voor om alles so perfek te doen. Sê wolf en gee nog 'n teug aan sy wortelkoffie. Maar wolf, dit klink mos vir my jy so bietjie jaloers op Jakkals. As hy niks aan jou gedoen het nie, dan beteken dit mos hy doen iets goeds wat jy nie doen nie. En nou is jy jaloers daarop. Wat so onsin praat jy nou, my vrou? Jy ken vir Jakkals en sy streke, sê wolf en wil weer vies raak. Dit help nie, jy vervies jou nie, wolfie. Ek het gehoor hoe vrou Jakkals nou die dag vir Frida Vlakvark vertel het van die wonderlike man wat Jakkals geword het. Hy help haar in die huis. Hulle spens is altyd vol en hy's die wonderlikste pa vir sy kinders. Jy dink nie dalk jy kan 'n paar dinge by hom leer nie? Vra vrou wolf en gaan hom vir wolf nog wortelkoffie te skink. Vrou, jy moenie vandag met my begin nie. Hierdie Jakkals affære is besig om vir my baie vies te maak, sê wolf. Maar wat gaan jy dan doen, my man? Wil vrou wolf weet. Ek gaan hom uitdag, sê wolf. Uitdag? Om wat te doen? Wil vrou wolf weet. Sy kan sien haar man dink weer aan 'n plan wat weer nie gaan werk nie. Ek gaan hom en sy 3 knape uitdaag om iets te doen wat ek, Wolfie, Molfie en Knolfie ook kan doen. Maar ek wil iets kies wat ek weet ek en ons kinders beter kan doen as hulle, sê wolf en neem 'n diep teug aan sy koffie. Ooh, jong, ek sien hier kom weer moeilikheid. Moet jy nie maar die hele ding los nie, my ou man. Daar's genoeg moeilikheid tussen ons en die Jakkalse. Kom ons probeer eerder in vrede saamleef. In plaas daarvan om altyd mekaar seer te maak of te beledig, vra vrou wolf. Jakkals het begin met 'n ding, sê wolf en lek sy lippe af. Nou moet hy maar saamspeel en dan kyk ons wie is die wenners. Wolf het die hele dag onder die boom gesit en gedink. En vrou wolf kon sien dat ou wolf glad nie lekker is nie. Net na middagete roep wolf sy 3 seuns om buite onder die boom met hom te gesels. Seuns, wil julle graag saam met pa deelneem aan 'n lekker kompetisie? Vra wolf. Wolfie, Molfie en Bolfie kyk vir wolf met sulke groot oë aan. Wat is 'n kompetisie, papa? Vra Molfie. 'n Kompetisie is 'n speelietjie wat iemand teen 'n ander een kan speel om 'n prys te wen. Dit kan ook een span wees wat teen 'n ander span kan speel, verduidelik wolf. Wolfie antwoord dadelik. Ek weet, soos rugby en sokker en so. Dit is heeltemal reg, ou Wolfie, sê wolf trots. Teen wie gaan ons speel, papa? Vra Molfie. Ons gaan teen die Jakkalse speel, sê wolf en grynslag sommer so breed. En wat gaan ons speel, papa? Vra Wolfie. Nee, ek weet nog nie, sê wolf en krap sy kop. Ons moet 'n bietjie dink. Maar moet ons nie vir die Jakkalse vra wat hulle wil speel nie? Vra Molfie. Ja, seun, ons sal nog. Maar ons moet eers dink aan iets waarin ons weet ons hulle gaan wen, sê wolf. Ek dink ons moet saam met hulle 'n vergadering hou, sê Bolfie trots. Nee. Nie ons vra hulle niks, want as ons hulle vra, gaan hulle aan iets dink waarmee hulle ons kan wen, sê wolf. Hulle moet doen wat ons wil doen. Maar dit moet nie regverdig nie, papa. Sit, Molfie. Ons gesels nog oor die kompetisie, sê wolf. Maar papa, kom ons praat eers met die Jakkalse. Dan kan ons met almal saam besluit, sê Molfie. Ek het 'n plan, sê wolf en lek sy lippe af.
Kom ons hou 'n gatgrou kompetisie. Ons kan baie vinniger grawe as daardie ou klomp stadige jakkalse, sê Wolf. En wat doen ons as hulle vinniger is ons is, pappa? Vra Wolfie. Dis 'n baie goeie vraag, Wolfie, sê Wolf. Maar julle moenie daaroor bekommerd wees nie. Ek gaan vir ons 'n plekkie kry met sagte grond en ons gee vir die jakkalse 'n plek met harde grond. Maar pappa, dit mos oneerlik, sê Wolfie. Glad nie, sê Wolf. Ons is net slimmer as hulle. Ek dink nie dit is eerlik nie, julle. Ek wil nie saam speel as julle oneerlik is nie. Onthou, Rakkeltjie is my beste maatjie, sê Wolfie. En my kind, luister nou mooi wat jou pa vir jou sê Wolf baie ernstig en wys vir die 3 seuns om nader te kom aan hom. Wanneer jy deelneem aan 'n kompetisie of 'n wedstryd, het jy nie maats nie, behalwe die wat in jou span is. Julle 3 is spanlede. Daarom is net julle maats. Enige ander een is nie jou maat nie. Hy's jou teenstander. Wat is dit, pappa? Vra Wolfie. Hy's 'n vyand, pa, sê Wolfie en probeer slim wees. Dan speel ek nie saam nie, sê Wolfie nog voordat Wolf kan antwoord. Nee, wag nou julle, wag nou. Vyand is 'n baie groot woord. Ons moet versigtig wees om daardie woord sommer net te gebruik. Nee, ons praat eerder van 'n teenstander. Dit is iemand teen wie jy kompetisie hou. Julle mag dalk vriende wees, maar wanneer julle in die kompetisie is julle nie vriende nie. Want een van julle moet wen en die ander een moet verloor. Dit is waaroor 'n kompetisie gaan. Nou verstaan ek, sê Wolfie. Nou ja, toe. Kom julle, kom ons gaan vertel vir mamma van ons planne. Ek is seker sy gaan baie daarvan hou, sê Wolf. En daar stap die 4 wolwe al met die voetbaadjie aan terug huis toe. En ou Wolf is baie in sy skik met sy blink plan om vir die klomp jakkalse 'n les te leer wat hulle nie gou sal vergeet nie. Toe hulle by die huis kom, is vrou Wolf nie daar nie. Weet jy dalk waar my vrou is, Felicity? Vra Wolf vir Felicity Vlakvark, wat buite wasgoed ophang. Nee, jong, sê Felicity Vlakvark. Sy's vanmôre na julle hier weg. Sy het gesê, ek moet vir julle sê, sy gaan na die Grootbos Wyfie Vereniging se vergadering toe by ouma Eil. Sy sal seker eers laat terug wees. Maar wat Wolf nie geweet het nie, is dat Tinkie alles gehoor het wat Wolf en sy 3 spruite beplan het met die kompetisie. En toe vrou Wolf en vrou Jakkals op pad is na die groot vergadering toe, het Tinkie vir hulle alles vertel van Wolf se planne. Ag, wat mekeer my ou man tog nou weer, sê vrou Wolf moedeloos. Dis nou weer pure jaloesie, omdat julle so lekker saamwerk en Jakkals 'n goeie pa vir sy kinders is en 'n goeie man vir jou is. Toe maar vrou Wolf, sê vrou Jakkals. Ons is nou by ouma Eil en dan kan ons vir haar raad vra. Ek is seker sy sal die beste raad vir ons hê.